Goeienaand en baie welkom terug by ons Pinksterreeks. Ons besin oor die Heilige Gees. Gisteraand het ons onsself vergewis van wat die Nuwe Testament openbaar van die Heilige Gees en dan spesifiek daardie min of meer 3,5 jaar van Jesus se bediening tot net dus kan die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 1. En vanaand gaan ons dan verder. Ons gaan oorslaan Handelinge 1 en 2, die uitstorting van die Heilige Gees, die geboorte van die eerste gemeente in Jerusalem. Ons gaan dit los vir Sondag en dan hervat ons net daarna tot en met die einde van die Handelinge boek. Dit dek min of meer 39 jaar. Periode van 39 jaar. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die wonderbaarlike geskenk van die Heilige Gees. Dankie Here dat daar soveel in die Bybel is wat ons inspireer tot 'n lewe van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Geef vir ons die begeerte om die Heilige Gees in ons lewe te laat oorneem. Dat ons so ooggetuies kan wees hoe U ons lewe verbeter en verander. Ons vra dat U vir ons vanaand hier saam sal seën en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het begin die verhaal van die Heilige Gees in die Ou Testament gesien dat die Heilige Gees deur die Here gegee was aan Israel se leiers. Eers die rigters, toe die konings, al die profete deur Israel se Ou Testament geskiedenis van seker so 1200, 1300 jaar. Die Heilige Gees het hulle gehelp om die Here se volk te lei volgens die Here se wil. Hy het hulle bemagtig in staat gestel tot dit wat hulle nodig gehad het om te funksioneer as 'n leier in daardie kapasiteit. En die Heilige Gees ook deur daardie mense, dink veral aan Jesaja, wonderwerke gedoen. Alles in diens van die Here se wil vir sy volk Israel. Maar terselfdertyd het die Heilige Gees deur al sy optrede, deur al die leiers, stelselmatig die Here se karakter aan Israel gedemonstreer. Op soveel maniere God se goedheid by hulle tuis gebring. Gisterand het ons ondersoek ingestel in die Heilige Gees in die Nuwe Testament. En van die staanspoor af hoofstuk 1, net soos in die Ou Testament, Genesis 1, veranderinge, wendinge, unieke gebeurtenisse van die begin af. In plaas van die leiers van Israel wat die Heilige Gees gekry het en deur hulle gewerk het, nou gewone mense. Maria, Elisabeth, haar bloedverwant, Elisabeth se man Sagaria wat 'n priester was, Johannes die Doper se ouers dan, en dan ook Johannes die Doper self, almal het die Heilige Gees gekry. Tweedens van die staanspoor af, wat die Ou Testament van praat, as die Gees van God word nou pertinent die Heilige Gees genoem. Derdens, eens wonderwerke, beginnende met Maria se swangerskap, soos in die Ou Testament. En al Jesus se wonderwerke was gedoen deur die krag van die Heilige Gees, wat die Hemelse Vader vir hom gegee het. En toe, almal is welkom. Heilige Gees wil hê, vra net, die Vader het Jesus vir die mense gesê, oral waar hy gepreek het, vir die Heilige Gees. Jy hoef net te bid. En dan vernou die fokus, soos die evangelies aanstap, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, daardie 4 fokus Jesus al meer op sy disippels. Hy is besig om hulle gereed te maak, hy is besig om te hulle vertel, julle die Heilige Gees nodig om julle te help, julle sal van my getuig, ensovoorts, en dan, dis alles dan nodig vir die tyd wat die eerste gemeente dan gaan ontstaan in Jerusalem. Jesus is al weg hemel toe, dan moes daar die 12 apostels, moes hulle die nuwe gemeente kan bestuur. Hulle moes weet wat om te preek, wat om te sê, wat is die waarheid, wat is nie die waarheid nie. En dit alles het gekom vanaf Jesus deur die Heilige Gees na hulle toe. Vanaand dan gaan ons verder voort met ons ontdekkingstog van die Heilige Gees. Nou ja, vanaand, net na die uitstorting tot aan die einde van die Handelinge boek, 'n periode van min of meer 29 jaar. En in hierdie 29 jaar kan ons dan die werk van die Heilige Gees deur nuwe Christene. Die fokus is dan spesifiek op, die werk is dan net in Christene, alles in diens
van die uitbou van die Christendom. Christendom het ontstaan in Jerusalem. Almal was Jode, Joodse Christene. Dis 'n totaal nuwe godsdiens. Daarom moes die Here stelselmatig daardie Jode en almal wat gelowig geword het wegbeweeg van die Joodse godsdiens. Vandag staan dit bekend as die Judaïsme, né? Wat is die Joodse godsdiens? Die Ou Testament en 'n magdom van volumes van boeke van wat Joodse dominees deur honderde jare gesê en hulle menings en opinies oor die wet. Dis die Joodse godsdiens. Die Christelike godsdiens Ou en Nuwe Testament. Nuwe Testament heeltemal die wegbeweeg van die Ou Testament, want die Ou Testament se voorspelling van die Messias het waar geword en nou bou Jesus sy kerk daarvolgens. En dan van hoofstuk 3 van hoofstuk 4 Handelinge af vind ons dat Petrus is die persoon wat die Here gekies het om die nuwe kerk aan te voer. Hy is die nuwe dominee, hy moet preek en dan kom ons by Handelinge 4 vers 8. Handelinge 4 vers 8. Daar sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Petrus is in die warm water, hy is voor die Joodse raad, dieselfde instansie wat Jesus tot dood veroordeel het, en daar verdedig hy homself. Hy het 'n klomp wonderwerke gedoen, hulle vang hom, en hy is voor die Joodse raad. Wat moet hy sê? Hier is 'n visserman. Is 'n visserman wat die Here gevat het uit Galilea uit en vir 3,5 jaar opgelei het. Daar kom die Heilige Gees en help vir hom en daardie rede. As jy dit gaan lees, dan tref dit jou. Hy sê wat Jesus gesê het. Hier sien ons die bewaarwording van Jesus se voorspelling. Julle gaan die Heilige Gees nodig hê as helper. Hier is die helper wat opdaag. Julle gaan die Heilige Gees nodig hê om van my te getuig. Dis wat Petrus gedoen het, hy getuig van Jesus. En terselfdertyd dan die evangelie wat hy aan hulle eintlik verkondig. Bemagtiging, eintlik soos in die Ou Testament, né, vind ons hier Petrus word bemagtig. Dan die belofte van Jesus. Die Heilige Gees is die helper. Die Heilige Gees herinner hier vir Petrus aan alles wat Jesus gesê het. En hy help vir hom van Jesus te getuig. Julle onthou, Jesus het net kort na sy opstanding, toe die tweede keer dit verskyn het aan sy disippels, het op hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Hier sien ons dit in aksie. Wat dit daar gebeur het, kry ons nou hier in aksie. Handelinge 6 vers 3, en dis eintlik 'n wonderwerk. Per slot van sake kan jy nie verwag as jy dit gaan lees wat Petrus gesê het van 'n visserman nie. Selfs na 3,5 jaar opleiding deur die Here het hy die Heilige Gees nodig gehad. Dan is ons by hoofstuk 6 vers 3. Broers, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Watter saak? Die verkiesing van die diakens. Dis die gemeente in Jerusalem, daar kom honderde duisende gedurig, nuwe lidmate by die gemeente. Hulle het gegroei met die duisende. Toe vind hulle uit dat die weduwees van gelowiges, die Hellenistiese weduwees, die Grieks sprekende weduwees is oor die hoog gesien in die versorging van die gemeente. Hulle kies diakens. En dan die spesifieke vereistes wat daar moet wees, wat hier gestel word. Goeie getuienis, vol van die Heilige Gees. Wat beteken om vol te wees van die Heilige Gees in terme van daardie situasie, daardie konteks? Die Heilige Gees se teenwoordigheid in die manne wat hulle moes verkies, moes vir die mense wat hulle verkies het, duidelik sigbaar gewees het in hulle lewe. Hulle moes dus 'n reputasie gehad het, die mense wat hulle verkies het, van die Heilige Gees wat deur hulle gewerk het en in hulle gewerk het. So hier sien ons alreeds dat die vrug, die werk, die teken van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in 'n mens is alreeds bekend vir die mense. So daar moes al 'n rukkie tyd verloop het dat hulle mense leer ken het in hierdie nuwe gemeente.
dat hulle hierdie mense leer ken het oor 'n tydperk wat hulle kon sien, wat doen hulle, hoe tree hulle op, wat soorte mense is hulle, en in al daardie kontak moes daar die getuienis wees. Hierdie mense se lewens getuig van die Heilige Gees. Hulle doen wat ons almal ook deur die Heilige Gees gesê word om te doen. Ons herken die Heilige Gees in hulle. En dan net 'n paar verse verder. Die verhaal van die eerste Christelike vervolging. En die eerste martelaar, die eerste Christen wat doodgemaak is vir sy geloof. Ons is by vers 10. Maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het nie weerstaan nie. Dis Stefanus, en hy is aan die stry met mense wat nie Christene is of wil wees nie, en hulle gaan kla hom aan, hulle beskuldig hom valslik, en hy pak uit boete, hy hou niks terug. Hy hou niks terug nie. En hulle het hom doodgemaak. Hulle het hom doodgemaak. Hier, dieselfde bemagtiging van die Gees deur Petrus, dis 'n gewone mens. En hy sê, gaan luister aan hierdie gewone mens, hoe hy deur die Ou Testament gaan en vir daardie mense wys, hoe hulle ongehoorsaam is aan die Here. En hulle eintlik beskuldig, en vir hulle wys, hoe ongehoorsaam is julle en hoe boos is julle. En omdat hy dit so effektief gedoen het, het hulle hom doodgemaak. Wat Stefanus hier gelei het, wat ons kan agterkom van die Heilige Gees, is die waarheid wat hy uitpak. Die Gees van die waarheid, die Gees van Heilige Gees het hom daar bedien met die waarheid. En dis hoekom daardie mense wat hom aangekla het, hom nie kon verstaan, hom nie kon staan nie. Wat vervolging los oor die hele Jerusalem, die Bybel sê almal is weg. Almal het uit Jerusalem gespat, hulle is bang, hulle word doodgemaak, behalwe die 12 apostels oorgebly. En wel nog steeds in Jerusalem. En ons is belangrik, nou kom ons by geskiedenis, ek gaan die geskiedenis intrek, sodat ons die geskiedenis en die Heilige Gees se werk met ons saam by mekaar uitbring, dan verstaan ons dit beter. So vervolging, die mense versprei in die omliggende gedeeltes. Spesifiek sê die Bybel, Judea, Jerusalem was in die gebied Judea. Judea was die gebied wat in die Rigterboek toegeken is aan die stam Juda, per lot, deur die werking van 'n lot, en die ander mense wat vervolg is, of ander Christene wat weggevlug het, om weg te kom van vervolging af, het na Samaria toe gegaan, is net noord, is die gebied noord van Jerusalem, so nie ver weg nie, maar so begin die Christelike godsdiens nou versprei. As ek gebly het in Jerusalem, sou die Christendom doodgegaan het. Daar sou niemand verder Christene geword het, behalwe Juda nie, behalwe Jode nie, maar hy moes, die kerk moes versprei, die Christendom moes versprei en wegbeweeg uit Jerusalem, om nie net bloot 'n Joodse godsdiens te bly nie, of 'n Joodse karakter te hê nie. So almal is vertrek, hulle gaan in die omringende gedeelte, en Petrus en Johannes het toe begin uitbeweeg, een van die 12 apostels het toe begin preek in Samaria, hulle is toe soontoe, en hulle toe daar die hande op nuwe Christene gelê, wat die Heilige Gees gekry het. En dan begin Saulus, die verhaal vir Saulus wat Paulus geword het. Hy vervolg Christene, en hy is op pad Damaskus toe, om daar Christene te laat vang en opsluit. Die Here verskyn vir hom op die pad, jy ken die verhaal, en hy kom tot bekering. Blind as gevolg van die lig wat op hom gestraal het. Hy is in Damaskus, en dan stuur die Here vir 'n disipel met die naam van Ananias na hom toe. Ons lees Handelinge 9 vers 17. Toe Ananias het gegaan en in die huis gekom, en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Nou ja, Paulus het geen idee gehad waaroor die Heilige Gees gaan nie. Hy was net so dankbaar om sy gesig terug te kry, hy kon toe weer sien. Maar dit was die bemagtiging waarsonder hy nie kon nie. Want meer as iemand anders om die Christendom uit te brei, was Paulus die vernaamste van almal van hulle. En dan gaan Paulus terug Jerusalem toe, hy getuig in die tempel elke dag, en hy oortuig almal, die kerk en die Christene, dat hy nie meer hulle vervolg nie, hulle wil hom doodmaak,
En toe vat die Here hom, soos Paulus gesê het, vir 12 jaar in Arabië, ons weet nie waar in Arabië nie. En daar het die Here vir hom, met hulle 12 jaar gevat, het vir hom stelselmatig die Joodse godsdiens in hom afgebreek. Hy was absoluut 'n vuurvreter en 'n passievolle verdediger daarvoor, en hy het dit baie goed geken en al die wette gehou. En toe moes die Here vir hom wys dat daardie wette in die Ou Testament se voorspelling van die Messias het nou waar geword. En dan gee die Here vir Paulus die hele nuwe Christelike leerstellings, die doktrinêre basis van die Christelike godsdienst. Ons kry dit veral in die Romeine boek. Ons het dan by Handelinge 11 vers 16. 11 vers 16. Ek het oorgeslaan. Okay. Skiet op, ek moet terug gaan. O ja, baie dankie. En dan in Handelinge 10 het ons weer 'n groot wending, die eerste van vele wendings eintlik, maar hier is dan die begin van waar ons vandag is. Die Joodse of die Christelike godsdienst wat op daai stadium net Jode as Christene gehad het, begin nou in Johannes 10 lees ons dat dit oorgaan na heidene toe. Mense wat nie Jode was nie. Ons lees daar van hoofstuk 10 vers 44. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, en die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis Jode, saam met Petrus, wat saam met hom was, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Petrus is in Joppe, 'n stad aan die kus van Israel, en daar is 'n man gewees met die naam van Cornelius. Hy was 'n baie godvreesende man, 'n hoofman oor 100 Italianers in die Italiaanse leer. Hy het 'n visioen gesien, laat vir Petrus kom. Petrus kom van Joppe daaraan, en Cornelius vertel vir hom, en dan begin Petrus vir hom die evangelie verkondig, waaroor dit gaan. En terwyl hy nog praat, is die Heilige Gees. En dit was die mees effektiewe en die beste en miskien die enigste manier hoe die Here vir Petrus en daardie Jode wat saam met hom was, kon oortuig. Dit wat ek vir julle as Jode gegee het, is ook vir die heidene. En as dit vir die heidene is, dan is dit vir die res van die wêreld. Maar dit was skokkend. Want toe gaan Petrus terug Jerusalem toe. Hy en die ander manne wat saam met hom was, en hulle gaan vertel vir die kerk wat gebeur het. En Boeta, toe is daar groot moleste. Toe takel 'n klomp Jode wat nou Christene geword het in Jerusalem en sê vir hom, wat? Jy het by onbesnedenis in hulle huis ingegaan? Daar was 'n verskriklike sterk apartheid, so te sê, tussen Jode en almal wat nie Jode was nie. Dit kom uit die Ou Testament. Uit die Ou Testament vind ons al uit. Die Jode het van heidene en mense gepraat wat nie Jode was nie, as onbesnedenis, en op hulle neergekyk. In plek van, onthou die Here se idee of die Here se plan met Israel in die woestyn en dan in die beloofde land in. Die plan van die Here was dat Israel God se wonder in almag, in liefde en goedheid op so 'n manier gedemonstreer het in die land se geskiedenis, in die land se voorspoed doen en late, dat die naburige lande deur daardie gebeure in Israel God as hulle God sou aanneem. Alhoewel die Here se stuur van Israel na die land Kanaan toe was 'n sendingdaad. Daardeur moes die mense wat dan van al die buurlande in kontak gekom het met Israeliete, vir hulle kom werk het, kom sien het hoe goed gaan dit, hoe die land geseën word, dat hulle ook sou belangstel en hulle self sou bekeer tot Israel se God. Want dit gaan beter in Israel as in ons lande. Kom ons gaan dan oor na Israel se God toe. Op die ou en tragies het net die teenoorgestelde gebeur, né? Die Israeliete het ondertrou met die mense van die ander volke en so het hulle van die Here af wegbeweeg. Maar dan verduidelik Petrus vir hulle. Hy sê vir hulle wat gebeur het, die visioene, en toe vertel hy vir hulle,
Ek het nog gepraat met Cornelius, die Romein, en toe val die Heilige Gees op hulle net soos ons. En hulle begin in tale praat, en die Here loof. En toe's die mense stil. Toe kon hulle niks sê nie, want dit was die absolute daad wat net deur God gedoen kan word. Daar's niks ander, geen ander manier as om dit te verstaan as die vinger van die Here wat sê, dis my wil nie. Baie interessant. Ons het dan by hoofstuk 11 vers 16. 11 vers 16. Toe ek die woord van die Here onthou, hoe hy gesê het, Johannes het water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. As God dan aan hulle dieselfde gawe gee soos aan ons wat in die Here Jesus geglo het, wie was ek dan dat ek God kon verhinder? En toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê, so het God dan ook aan die heidene die bekering tot die lewe geskenk. Baie belangrik, daar aanvaar die kerk in Jerusalem dit, dat daar die nuwe godsdienst wat hulle nou het, is vir die wêreld. Dis nie net gereserveer vir Jode nie. Die Weeswending, die Christelike godsdienst het oorgegaan na Jode en die res van die wêreld, en dan dink ons aan Matteus 28 vers 19, Jesus se opdrag aan die disippels, gaan dan na al die nasies toe en maak disippels van hulle en doop hulle. Die nasies, natuurlik, daardie mense verstaan nasies as waar die Jode ook al in al wat 'n nasie is, gaan na al die Jode toe, want op daardie stadium was die Jode versprei dwars deur die destydse Grieks-Romeinse wêreld. So, ons moet na hulle toe gaan en oral vir hulle vertel dat Jesus die Messias het gekom. Petrus was aan die eerste persoon wat die Here gebruik het om daardie sendingopdrag van stapel te stuur. Daar het begin. Die eerste sendeling, die eerste sendingdaad was die eerste heidense bekeerling tot die Christelike godsdienst. Ons is by 11 vers 26 en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee. En die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. Niks te doen met die Heilige Gees nie. Ek het dit hier ingesluit as iets baie interessant. Tot en met daardie stadium, ons weet nie hoe lank nie, maar dit is heel waarskynlik 'n paar jaar na die uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem. Tot op daardie stadium was die mense in Jerusalem, die nuwe Christene, die Joodse Christene, almal wat geglo het, was genoem die weg. Dit bekend gestaan as die mense van die weg. Dit is my so mooi. Maar in Antiochië is in Libanon, net so is dit in vandag se Turkye of ja, ek dink is dit binnekant die grensgebied van Turkye. As jy met Israel opgaan, dan kry jy Libanon net noord en dan gaan jy oor Turkye, nou gaan jy na Italië toe. Turkye en dan kom jy by Griekeland uit en dan Italië. So, daar is hulle vir die eerste keer Christene genoem. Goed, Handelinge 13 vers 2 is ons volgende gedeelte. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle gegee het. Nou praat die Heilige Gees in spesifieke woorde. Dit is glad nie vir ons 'n skok nie, want dit is presies wat die Heilige Gees gedoen het in die Ou Testament deur die profete. Daarom vind ons dat hoeveel Ou Testamentiese Bybelboeke is lange hoofstukke van wat die Here gesê het aan profete wat hulle vir die volk gaan sê. Presies dieselfde gebeur hier en presies dieselfde het gebeur in die skrywers van al die Bybelboeke. Die Bybel sê, die Bybel is geskryf deur heilige mense wat deur die Heilige Gees beweeg is. So praat die Heilige Gees spesifieke woorde wat daardie mense neergeskryf het wat ons vandag as die Bybel het. So, hulle is in Antiochië, dis die toneel, dis 'n paar jaar later, en daar begin nou Saulus, wat die Paulus geword het, sy eerste sendingreis. Op 3 sendingreise dwars deur
Turkye, Griekeland, later Italië, Rome en dan weer terug by die eiland Kreet en so aan ook. En dan spesifiek, hier sien ons Jesus op die agtergrond. Jesus is besig om sy koninkryk te bou, bedoelende hy is besig om die Christelike godsdienst uit te brei wêreldwyd. Dis waar dit gaan eindig. Dit begin in Jerusalem, toe Judea, met die mense wat gevlug het, Samaria, en toe Saulus by Antiochië, en toe reg deur Turkye en Griekeland en ook dan Italië. Vers 2, waar is ons nou? Ekskuus. Dis aan die begin van die vestiging van die gemeentes onder Christene. Ons sien dan hoe die Heilige Gees Jesus se werk bekend maak aan die persone wat hy gekies het. En alhoewel die Christelike godsdienst in Jerusalem dan gebore is, het dit binne dan hierdie 29 jaar periode uit Israel beweeg. En van toe af volg die geskiedenis die verspreiding van die Christelike godsdienst. Eers na Italië toe Rome en van daar af noordwaarts Spanje in Wes-Europa en toe in Brittanje en toe na Afrika toe en ook na Noord-Suid-Amerika en later Asië. Goed, môre aand gaan ons onsself dan vergewis van wat die res van die Nuwe Testament vir ons openbaar oor die Heilige Gees. Ons gaan dan fokus aan die einde van die einde van Handelinge af tot en met Openbaring. Hoop ons kan by alles uitkom, anders gaan ons Sondag net dit intrek. Maar nou wil ons veral sien môre aand, wat sê die Bybel oor die Heilige Gees in die lewe van heidene? Nee, dan is dit nou heidene wat Christene geword het. Dis ons, almal wat nie Jode is nie, was voor ons geglo het heidene. Maar heidene is almal dwars die hele wêreld wat nie Christene is nie, is in die ou dae en vandag word ons genoem as heidene. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir die wonderlike wonderwerk van die verspreiding en die groei van die Christendom. Eers in Jerusalem, paar duisend, en deur die werk van Jesus as die koning van hierdie koninkryk, het Jesus sy koninkryk begin uitbrei. Jaar vir jaar, area vir area, al hoe verder, met klomp gemeentes in hierdie 29 jaar wat tot stand gekom het in Turkye, en dan ook in Griekeland en ook in Rome. En van daar tot waar ons is vandag. So het die Christendom versprei deur die almag en deur die werk van die Heilige Gees. Dat ons ook in dit alles ons plek, elkeen van ons plekkie kan vind, en dit wat ons kan verwag van U, en dit wat ons verhouding met U behels, deur die Heilige Gees. Wil U vir ons seën met 'n aangename nagrus en sterkte en seëning vir die dag van môre. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.